Die Here is naby die wat hartseer is. Hy help die wat moedeloos is. Hy troos ons wat hartgebroke is. Hy's naby aan elkeen wat alleen voel. En in hierdie oomblik beloof Jesus self dit aan ons, elkeen wat hier sit. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. En die vrede wat ek vir julle gee, is nie van die wêreld nie. En daarom hoef julle nie ontstel te wees nie, hoef julle nie bang te wees nie, want ek is by jou. En mag jy ook gegroet word vanmiddag met die wete dat Jesus hier by jou is, saam met ons hier is. In sy gees kan ons saam met hom hier by mekaar kom. Saam met ons familie en ons vriende mag ons hier wees met alles wat ons is, met alles wat ons voel en met alles wat ons het. Daarom, wees ook gegroet vanmiddag met die wete dat Jesus vir ons hier is. Dat hy ons groet met sy genade, met sy liefde en met sy vrede in hierdie oomblikke. Amen. Goeiemiddag aan elkeen en aan almal. Goeiemiddag ook aan die familie. Mag ons ook in hierdie oomblikke van hartseer en van vrae, van moeilike omstandighede, mag ons ook weet dat Jesus julle ook ontmoet. Dat hy hier is vir elkeen van julle. Dat hy vir julle omvou, bystaan en binne in die hartseer kom ontmoet. Mag julle ook weet dat hierdie nie net 'n geleentheid is waar ons Doop se lewe vier nie, maar wat ons ook om onthou, wat ons ook die gesprekke tussen mekaar, die memories tussen mekaar moet deel, die mooi dinge vertel van wat ons onthou en wat vir ons goed was. En is in daardie gesprekke wat ons Jesus ontmoet tussen mekaar, wat ons weer beleef dat Jesus ons vir mekaar as geskenke gee. En mag julle ook dit onthou van toe. Mag julle ook onthou dat hy ook 'n geskenk was aan elkeen van julle wat hier sit vanmiddag. En dis 'n getuienis van wie hy in julle lewens ook elkeen was. So ek wil sommer vra dat ons sommer aan die begin van die erediens saam met mekaar bid. Genadige God, U ken ons elkeen se harte. U ken hierdie mense wat hier voor my sit beter as wat enigiemand anders doen. U sien dwars deur ons. U omvou ons met U teenwoordigheid. En daarom, Here, in ons hartseer, in ons gebrokenheid, in ons verlies, Here, kom ons vanmiddag en ons vra, ontmoet ons hierso. Met al ons emosies en ons wonde wat rou voel, Vader, kom sit ons aan U voete. Vertroos ons. Gee vir ons U nabyheid. O Heilige Gees, kom raak ons aan, sodat ons aan U kan vasklou. En Vader, help ons om luisterend, intentioneel in hierdie oomblikke saam met U te wees. Amen. Ek wil sommer vra dat ons geleentheid sal gee vir die fotovertoning ook van Doop se lewe. Blue, blue, my world is blue. Blue is my world since I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red, crying for you alone in my bed.
jealous heart. I doubted you and now we're apart. When we met, how the bright sun shone. Then love died, now the rainbow is gone. Black, black the nights I've known, longing for you, so lost and alone. Gone, gone the love we knew. Blue is my world since I'm without you. Soos ons na sy lewe kyk, ook in die prentjies en in die foto's wat ons van hom sien, is dit ook in dit wat ons vertel van hom, wat ons hom onthou. So ek wil ook geleentheid gee dat ons ook die hulde blyke sommer net. Ja. Yes, ja, julle, ek wil vandag namens die familie die bedankings doen en 'n huldeblyk bring aan Doep. My swaar, soos hy so sê, gunsteling swaar. Die bedankings van die familie se kant af wil ek net baie dankie sê vir al die oproepe, ondersteuning, blomme, kos, alles wat net op die regte tyd op die regte plek gekom het vir ons. Spesiale bedankings wil ek vir Yvette, Shalay, Hailey, julle wat Renay van die begin af bygestaan het, al die klein reelingkies, Audie, jy wat op die laaste daar was, te Doep, ons gaan vir sy operasie, jy was die laaste iemand wat ons sien het, so ja, dan wil ek vir Louis, dankie die orgel so mooi speel vir ons, dan wil ek vir Willem van Ooskaap Begrafnisdienste baie dankie sê, vir die manier hoe julle alles hanteer het, van die woord gou af, dat daar op julle knoppie gedruk was, en alles net mooi verloop vanaf. Dan wil ek vir Carla vra. Carla wil ook namens kleinkinders iets sê. Ek dink so, okay. Julle moet my net verskoon as ek sorry. Ek kan nou vir julle almal so baie sê, maar ek gaan net probeer kort hou. My oupa, my favourite mens. Daar is so baie goeie tye. Ek sal altyd ons wildtuin trips onthou elke jaar. Dit was die beste tyd wat ek saam oupa spandeer het. Oupa moes altyd agter gesit het sodat ek hom nie kon beklei nie. Ek het altyd so kwaad geword as my oupa vir ons gesê het, daar's nie meer lank oor nie, ons weet nie of dit die laaste keer gaan wees as ons hom sien nie. Dit het my altyd so kwaad gemaak. Ek onthou toe ons in P was, toe trek oupa soos Kersjes vader aan en dit was een van my gunsteling Kersjes saam oupa. En ons trip Stilbaai toe saam oupa. Dit was so lekker, ons het so baie memories gemaak en oupa het vir my so baie lesse geleer. As ek kyk na my oupa, dan sien ek my pa. Ek onthou hulle het sulke goeie verhouding gehad en altyd so lank oor die foon gepraat. Ek dink my ma en my boetie kan saamstem as ek sê dat my oupa ons steunpilaar was toe my pa oorlede was. My oupa het my 'n nailspryd geleer van bykpens en tuis. Dit is seker die beste ontdekking ooit. My oupa was 'n besonderse mens. Hy was 'n voorbeeld van geduld, nederigheid en liefde. Hy het vir my geleer is die klein dinge in lewe wat saak maak. Ek het altyd gelief om na my oupa se stories te luister.
as hy oor mense gepraat het, het hy altyd oor hulle naam en van gepraat, nooit net hulle naam nie. Ek weet my oupa is saam met die Here en saam almal wie ons oor die jare verloor het. My geloof is baie sterk en ek moet sê ek is God vir die Here, maar dit was ongelukkig sy plan. Ons laaste paar jaar saam met my oupa was amazing en ek is so bly ons hele familie kon hom hierdie jaar sien. Die afgelope paar jaar het my oupa my so baie les geleer en my so baie advies gegee. Ek was en sal altyd lief bly vir oupa. Die plek wat oupa in my hart gehad het, sal nooit gevul kan word nie. En die merk wat oupa in ons almal se lewens gelos het, sal nooit vergeet kan word nie. En dan ongelukkig kon my boetie en neefies nie hier wees nie, so ek het net hulle gevra om hulle gunsteling memory vir my oupa te stuur. So my boetie het gesê my gunsteling memory met oupa was toe ons in die Wildtuin was, toe ek en my oupa lekker gesels het oor die lewe en ons, en my oupa het my 'n gentleman en 'n scholar genoem, en dit het regtig baie vir my beteken. Ek sal altyd lief wees vir hom. En dan Ivan, die skrywer Virginia Brown het gesê, sometimes the hardest goodbyes are the ones we never said. En ek glo vir baie mense is dit die waarheid. Hoeveel dinge kry 'n mens nooit die kans om te sê nie. Hoeveel keer dink 'n mens hulle het nog tyd. Ek kan honderde briefies en boodskapies skryf en nog steeds sal ek nie alles kan sê wat ek vir oupa wou sê nie. Alhoewel ek en my familie altyd ver van oupa gebly het, het ek soveel goeie herinneringe. Ek onthou vakansies toe Leen my saamgebring het na die huis in die Kasteel. Het was die grootste avontuur vir my toe ek klein was. Oupa het my probeer leer om fiets te ry, maar na 'n klein botsing van die driveway tot die naaste boom in die parkie oor kan die straat, was dit die einde van daai lesse. Tussen die lag het oupa my opgehelp en afgestoot. Soos ek ouer geraak het, was ek en oupa miskien nie so naby nie, maar ons gaan vir oupa baie mis en vir altyd onthou met liefde. En dan my favorite memory van oupa was al die Kersfeeste wat ons met hom kon spandeer, aangesien hy so ver gebly het, veral toe ek jonger was. Dit het altyd vir my so baie beteken, veral toe ons die jaar vir oupa kon sien. Okay, julle. Ek dink een van ons sit hier vandag om regtig te sy laaste goodbye vir Doep, maar ek dink ons elkeen sit hier om Doep se lewe te vier. Die wat naby aan Doep was, familie en vriende, julle sal weet, daar was altyd 'n ou storie en 'n nostalgie gewees wat net hy kon vertel het en net soos hy het kon vertel het. Die gesigsuitdrukkings, die geluide, sy stories vertel het, was iets spesiaals gewees. Ons het hom baie geterg gehoor. Baie keer sy geluide probeer namaak, maar ja. Van die dae wat Doep by Betsa gewerk het, van die dae wat hy in die klerebedryf was, die dae wat hy met sy kombi na Mibbe toe gery het en vir 'n pel gaan kuier wat niemand van ons ken nie, maar soveel van gehoor het. Doep het van die jong ouderdom af wat hy Betsa ondersteun het, ons al baie keer gehoor het, hy het van jong tyd af gerook, so van 7-jarige ouderdom af wat hy sê het gerook, tot wanneer hy die laaste keer hospitaal toe is, wat hy sy laaste pakkie sigarette gepak het, en dat hy kon rook nie. So, aan die ander kant ook, Doep was nie net die eerste skoonseun nie, hy was die oudste skoonseun, en die nommer 1 skoonseun, soos dit so sê. Ons almal weet Doep se gunsteling in sy lewe was, en hy het baie uitgebeeld. Familie was nommer 1 altyd by hom. Ek dink, ons baie keer getwyfel aan, as hy Formule 1 opbring, maar ons is baie keer tweede viool speel vir Formule 1, maar Doep se gunsteling goed wat die mens sal onthou is, as jy op die stoep gesit het en jy wil huis toe gaan op 'n Vrydagmiddag, dat daar sien dat huis toe gaan ry, voordat hy sy laaste gery doodgemaak het hy. Jy moes wag vir hom, sy hand vat voor die loop. As hy bier in sy hand gehad het, is dit net nog 'n storie. Dit is nie net van, kom ons pak op ons groet en sê baie nie, maar as hy sê is baie, is dit baie. Of wil hy sy goed pak en hy wil gaan. Oh, yes. Hy het tot vir Andy en Matthew gekry om Formule 1 te kyk. Wie sou dit nou gedink het? Sy gunsteling plek waar hy berusting gekry het, waarvan ons baie moes gehoor het, is die Wildtuin. Dit is asof hy elke watergat self geken het, geweet waar bankies is, waar hy moet sit. Gunsteling kar, ek sal het nooit vergeet, hy is 'n Porsche wees, hy het nooit een gehad nie. En ja, dit, karre met turbos is 'n goeie ding, dit wou net altyd by hom hoor hê. Goed wat ek persoonlik van Doep sal onthou is, as ons familie etes gehad het, het hy sy seat gehad, niemand het sy seat gehad, hy het elke keer in sy selfde plek gesit.
Hy het almal maak lag, op sy eie manier. Hy het sy stories vertel oor 'n koue bier, sigaret. Net soos hy kan. Dit was altyd in sy hand. As jy kyk na die foto's, sal jy altyd sien, daar was 'n koue bier of sigaret in sy hand. Een van die twee altyd. Buiten alles, al ons memories wat ons het van Doep, alles wat ons kan vertel, die mense wat hom as 'n vriend geken het, ons wat as familie van hom is, baie liefdevolle mense, hy het nooit iets slegs gehad van enigiemand moet sê nie. Ek dink ons almal kan leer by dit. Buiten dit was Doep 'n goeie pa, oupa, 'n man te perd, soos hy altyd gesê het. Baie lief vir sy familie, vriende, nie soos hy het gesê het, hy het sy pelle. En dan wil ek hierheen afsluit, soos net Doep kon. Dan wil ek sê, Renée, kom ons loop. Die mense is nie meer so vriendelik, soos het ons hier gekom het hier. Almal van julle wat hier sit vandag, baie dankie vir julle suurgesiggies. Tot ons mekaar weer sien. Dankie Doep. Dis in sulke oomblikke wat ons weet en vashou aan dit wie hy is en wat ons kan glo, dat sy lewe sal voortleef in dit wat jy praat en dit wat jy beleef en in dit wat jy onthou van hom ook. Vanmiddag gaan ons saam lees uit 'n bekende teks uit Psalm 23 en een van die dinge wat die familie met my gedeel het is dat hy 'n vol lewe gehad het. Dit was die woorde wat hulle gebruik het en ek is mal oor daai woord want ek dink dis iets wat Jesus van ons vra om 'n vol lewe te leef. So voordat ons uit die Bybel uit lees, kom ons bid saam. Here, u woord troos ons, u woord gee vir ons hoop en u woord is die plek waar ons kan rus vind. Here, u woord wil vir ons kom leer en kom lei in hierdie oomblikke. Laat dit ons rigtingwyser wees om ook na die toekoms te kyk, na ons eie lewens te kyk. Here, en te vra, hoe kan ons 'n vol lewe saam met u lei? Amen. Psalm 23. Die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig, u laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Psalm 23 is 'n psalm wat meeste van ons, waarskynlik elkeen wat hier sit, uit ons koppe uitken. En die hoop vanmiddag is dat ons weer in hierdie teks inval, in die oomblik wat ons ook Doep se lewe herdenk, maar dat ons ook die teks toelaat om weer opnuut vanmiddag met my en met elkeen van ons te praat. Die teks is so beeldryk en in die stories wat julle van sy lewe vertel het en in die onthou wat julle gedoen het deur die huldeblyke en selfs in die foto's wat ons gesien het, voel dit vir my hierdie beelde connect amper direk met Doep se lewe. Dat sy lewe vol was, vol goedheid en guns van die Here. Dat hy by watergate stil gestaan het om God se vrede te leer ken en te ervaar. En daarom is hierdie beelde vir my weer vanmiddag ook vir ons elkeen bedoel. Die eerste beeld wat so opvallend is die beeld van 'n herder. En vir meeste van ons wat nie op plase groot geword het nie, is 'n herder 'n snaakse konsep en iets wat ons net in die Bybel lees.
Maar 'n herder is so 'n besonderse beeld oor hoe God homself in hierdie Psalm aan my en aan jou kom openbaar. God kom troos ons eintlik vanmiddag met hierdie woorde wat hy sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. My gunsteling beeld van 'n herder is die beeld wanneer die herder die lammetjie optel en op sy skouers laat dra omdat hy te klein is of te moeg is om die pad verder te stap. Maar wanneer hy hom oor sy skouers dra, dan praat die herder met hom en sê vir hom woorde en vertel hy goed vir hom. Dis dieselfde in hierdie oomblik wanneer ons vanmiddag hier sit. Wanneer God vir ons kom sê en beloof dat hy ook my en jou herder is. Hy tel ons op sy skouers, praat met ons sodat ons sy stem kan leer ken en hy dra ons wanneer ons voete moeg is, wanneer ons moeg en oorlaai voel, wanneer ons hartseer en mismoedig voel. In hierdie oomblikke, wanneer ons diep se lewe herdenk, wanneer ons mag voel dat ons hartseer, kwaad, onseker, verlies ervaar, kom die Here in hierdie eerste beeld en hy kom sê vir ons, ek sal jou hierdeur dra. Ek sal by jou wees. En daarom kan ons vashou in die woorde wat sê, ek kom niks kort nie. En kan ons soos die psalmdigter sê, as ons op God se skouers lê, hy ook ons herder is, en ons ook niks sal kort kom nie. Die tweede beeld in hierdie Psalm is so ongelooflik en dis iets wat vir my uitgestaan het ook van Doep se lewe, is dat hy lief was vir die natuur en die wildtuin. Die psalmdigter skryf, U laat my rus in groen weivelde en U bring my by waters waar daar vrede is. U lei my op die regte pad. En wanneer mens vakansie gaan hou in die wildtuin, dan moet jy die regte pad ken om die regte diere te sien. En jy moet by die regte watergate stop om die regte diere te kan ontdek. En is amper asof God hierdie beeld weer vanmiddag vir my en jou bring, om te sê, loop hierdie pad saam met my, stap die pad saam met my, sodat ek jou by waters kan bring, waar daar rus is, waar daar vrede is. Stap hierdie pad saam met my, want ek sal vir jou vrede gee, ek sal vir jou nuwe krag gee, ek sal jou lei, daar waar dit goed is. Ek sal jou vat in groen weivelde, waar dit mooi is, waar dit oorvloedig is, en daar waar jy saam my kan wees. En Doep se lewe het gespreek van dit, van groen weivelde, van waters waar daar rus en vrede is, van 'n pad wat hy saam met die Here gestap het. En die uitnodiging vir my en jou vanmiddag is dan juist dit, dat ons die pad saam met Jesus sal aandurf, dat ons saam met Jesus sal stap, om ook by die watergate te stop, om vrede te vind, om ook saam met Jesus deur die groen weivelde te stap, want hy wil vir ons in oorvloed gee, hy wil vir ons voorsien en na ons kyk, dat ons die pad saam met Jesus sal stap, want hy is die een wat ons pad bepaal, hy is die een wat ons pad gefokus hou. Die derde beeld wat ons in hierdie Psalm ontdek vanmiddag, is die van 'n feesmaal, om 'n tafel. En dis iets wat ek ook uit julle getuienis en uit julle stories gehoor het, dat Doep lief was daarvoor om saam te eet, saam te kuier, familie was vir hom belangrik. Om tafels was belangrik. En die Psalm kom herinner ons daaraan, die verhaal van Jesus herinner ons daaraan, en eintlik die hele Bybel is vol beelde van mense om tafels. En die vraag wat ons mekaar kan vra is, hoekom? Hoekom is tafels belangrik? Maar dis waar mense connect.
Dis waar mense tyd spandeer. Dis waar ons mekaar regtig in die oë kan kyk. En dan kom ons en ons hoor hierdie ongelooflike beeld in Psalm 23. Waar ons hoor, U laat my by 'n feesmaal aansit. U verwelkom my aan die tafel wat U vir my gedek het. Die tafel wat U vir my dek is vol goeie dinge. Is vol en oorvloedig en U het dit vir my bepaal. U wil dit vir my gee. Die psalmdigter skryf, U laat my soos 'n eregas aan hierdie tafel sit. U het vir my 'n uitnodiging gegee om aan hierdie tafel te kom sit. Nie net as 'n gewone persoon nie, en nie net as iemand wat moet bedien of hard werk nie, maar as die eregas wat God uitgekies het. Want hy wil ons met hartlikheid oorlaai. En die lewe is ook 'n uitnodiging om aan Jesus se tafel te sit. Een van my gunsteling teoloë skryf altyd, en hy het ook 'n boek, The Table of Grace. 'n genadetafel waar ons kan welkom wees, waar ons in ons gebrokenheid net kan kom aansit. En hierdie uitnodiging is weer vanmiddag vir my en vir jou oop. Jesus kom nooi ons uit om aan hierdie genadetafel te kom aansit. Om tyd te maak saam met vriende en familie, om stil te word, mekaar te ontdek om die tafel. Maar meer as dit, om Jesus te ontdek en die feesmaal wat hy vir ons voorberei het, te geniet. En ek en jy kan welkom wees aan hierdie tafel oor dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Omdat hy vir ons gesterf het, kan ons welkom wees. Kan ons ingenooi wees na hierdie tafel toe. En daarom kan ons weet dat ons lewens ook moet spreek daarvan dat ons van hierdie tafel af leef. Dat ons God ken en saam met hom aansit. Die laaste beeld is die beeld van die huis van die Here. In vers 6 skryf die psalmdigter, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Doop se lewe is 'n getuienis van iemand wat ons laat tuis voel. Wat ons nie laat gaan as hy nog nie gereed is om ons te laat gaan nie. Van iemand by wie ons kan tuiskom. En Jesus kom breek dit vir ons oop in hierdie psalm, wanneer hy sê, ek is jou tuiste. Wanneer hy ons uitnooi om by hom tuis te gaan. Ons ontdek die goedheid en die liefde van God by hom. Ons lewens spreek daarvan dat ons tuis is in die huis van die Here. Ons ontdek wie God werklik is in die huis van die Here. En dan die heel laaste sin van die psalm skryf, tot in lengte van dae. Vir hierdie psalmdigter is hierdie woorde nie net woorde vir 'n oomblik nie, nie net woorde vir 'n spesifieke konteks of 'n spesifieke situasie nie, maar vir hierdie psalmdigter is die psalm iets waaraan hy kan vashou vir ewig en altyd. Nou in hierdie lewe waar hy nou leef, maar ook eendag as hy nie meer hier is nie. En hierdie psalm wil dit vir my en jou ook kom wees. 'n troos, 'n anker, dit waaraan ons kan vashou, met die wete dat God vir ons goed is.
Mag ons leef en getuies wees soos hierdie psalmdigter, wat saam met mekaar getuig dat ons u goedheid en u liefde leer ken en dit sal vashou tot in lente van dae. Mag ons weet dat Jesus ons nooit alleen los nie. Dat hy ons uitnooi om saam met hom die pad te stap, die pad na groen weivelde en waters waar daar rus is. Dat hy ons uitnooi om in die huis van die Here veilig en tuis te wees. En dat hy ons herder is, wat na ons kyk en ons omsien en vir ons lief is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan vashou aan hierdie woorde. Dat U ons herder en ons bewaarder is en dat ons niks kortkom of niks ontbreek nie. Dat hierdie weivelde en die waters vir ons beskore is. Here, help ons wanneer ons nou voel asof die land dor en grys is, om weer daardie groenigheid raak te sien, om die lewe raak te sien ten spyte van die dood. Here, dat ons aan U sal vashou, dat ons by U sal hoop vind, omdat U vir ons uitnooi tot lewe. Here, U rig ons paaie, en daarom wil ons ook bid. Wil U die een wees wat my lewe rig? Here, ek wil aan U tafel kom leef en kom aansit, sodat ek U kan leer ken, sodat ek U kan vashou, en sodat ek saam met U die lewe kan leef. Dankie Here ook vir die lewe wat Doep ook gehad het. Dankie vir die getuies en die getuienis wat ons kon hoor ook hierin. Dankie dat U sy lewe vol gemaak het met mense en geskenke wat uit U hand uitkom. En dankie dat U ook ons lewens vol gemaak het met hom. Ons kom bid, Here, vir hierdie oomblikke, vir die familie, vir die vriende en vir elkeen wat hier is. Here, dat ons saam met U die pad sal stap. Gee vir ons ook vandag die vrede hierin. Amen. Ons gaan nou ook saam met mekaar sing, ek sien 'n nuwe hemel kom. Julle kan maar staan, dink ek. Wil julle graag uitnooi na die verversings in die saal.
en saam daarkeer en dan ons gaan sommer so staan en dan gaan ek ons uitstuur ook met die seën van die Here. Die Here sal julle seën en hy sal julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en by jou wees met sy genade. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. You were a lady, that lady. I was a boy running wild. The way that you used everything that God gave, I gave you my heart like a child. One moment you took me to heaven, took me back to earth, and then before I woke up to the fact I was born, you took me back to heaven again. And I remember the Indian summer, how you held me, how you loved me. The world may give me a million reasons, but reasons don't make it wrong. Every lesson I learned has a price in return. I was lost in my youth, and to tell you the truth, I was empty, and you filled me with the glow of love. What other loves may die, just believe it sees me through. Oh, what a gift to relive all the Indian summers with you. So many hearts have been broken. You had no trouble with mine. Like a fool, I was there for the taking, but then it was only a matter of time. You can lie in the sun with the warm wind blowing, just knowing you've already paid. But you can't live alone in an Indian summer, 110 in the shade. And I remember the Indian summer, how you held me in the moonlight. We were riding along on a silver dream, never dreaming it all might end. And if I know I would lose you the moment I found you, I'd love you all over again. 'Cause I'm still empty. I'm still empty. Come fill me. With a fire of love, your flame I'll follow blind. 'Cause it's all